Gister ons gaan vanoggend 'n bietjie stil staan by 'n besondere Psalm, wel Psalm 25 en 'n Psalm wat 'n voorbeeld is van ons verhouding met die Here. Ek lees uit die 2020 direkte vertaling wat ek aanbeveel. As jy die 83 vertaling het, asseblief doen my 'n guns as jy by die huis kom, gooi hom asseblief in die asblik. Van Dawid, Alef. Dit is 'n akrostiese Psalm, 'n woord wat jy nie gereeld sal hoor nie. Wat beteken dat die Psalm begin by elke versie met 'n letter van die Hebreëse alfabet. Alef is die A of 'n woord wat nie uitgespreek word baie keer nie, en dan so elke versie B, die volgende versie begin met 'n C, die volgende versie begin met 'n D, tot by die Hebreëse Z. En die idee daarmee is om van A tot Z vir die Here dankie te sê, van A tot Z vir die Here te bedank, van A tot Z vir die Here, wat ook al die doel is, dan by elke akrostiese Psalm van daardie psalmis. Van Dawid Alef, na U Here hunker ek, byt. My God, op U vertrou ek, laat my tog nie beskaam staan nie, laat my vyande nie oor my jubel nie. Gimel, ja, niemand wat op U wag sal beskaamd staan nie, maar hulle wat sonder rede ontrou is, sal beskaamd staan. Dalet, Here, maak U paaie aan my bekend, leer my U weë. Hy, lei my deur U waarheid. Waf, en leer my wat U is, die God wat my red. Op U wag ek die hele dag. Zayin, dink aan U barmhartigheid en troue liefde, Here, want dit is van altyd af daar. Geit, aan die sondes van my jeug en my oortredings moet U nie dink nie. Dink aan my in U troue liefde, omdat U goed is, Here. Tyd, die Here is goed en reg, daarom leer hy sondaars die pad. Jot, mag hy verdruktes lei wat reg is, mag hy hulle sy pad leer. Kaf, al die paaie van die Here is troue liefde en waarheid, vir hulle wat hou by sy verbond en sy bepalings. Lamet, terwille van U naam, Here, vergewe my sondeskuld, want dit is groot. Meem, want wie is die mens wat vir die Here ontzag het? Die Here leer hom die pad wat hy moet kies. Noen, sy lewe verloop voorspoedig en sy nageslag sal die land besit. Samek, die Here neem hulle wat vir hom ontzag het in sy vertroue en sy verbond is daar om hulle te onderrig. Ayin, my oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Py, draai U na my en wees my genadig, want ek is eensaam en magteloos. Tsadai, die benoudheid van my hart is oorweldigend, lei my uit my kwellinge. Resh, sien tog my ellende en my swaar kry raak en vergewe al my sonde. Kyk na my vyande, hoe baie hulle geword het en hoe vel hulle my haat. Shin, beskerm tog my lewe en red my, laat my nie beskaamd staan nie, want ek skuil by U. Tot sover. Die suster, Psalm 25 getuig van koning Dawid se swaar kry, en daar is baie woorde in hierdie Psalm wat dit uitbeeld. Byvoorbeeld die woorde eensaam, verstote, allergrootste nood, ellende, kyk hoe sleg gaan dit, hoe swaar kry ek, baie vyande, hoe vel haat hulle my, beskerm my, red my. Dawid is in die nood, heel moontlik een van die krisisse wat hy ervaar het, van die baie krisisse in sy lewe. Dis 'n aardige Psalm, my broer en suster, as dit vergelyk met alle psalms. En aardig omrede psalms begin gewoonlik met die psalmis se probleme. Probleem. Baie eg menslik, soos wanneer ons uitpak, gaan ons begin by probleme, en wanneer al die probleme voor die Here uitgepak is, dan kom ons uit by die Here se vergifnis, by die Here se goedheid, by die Here se getrouheid. Koning Dawid draai daai orde heeltemal in, en dit in sigself is 'n belangrike boodskap van hierdie Psalm. Dit in sigself wys vir ons
wat is vir hom die belangrikste? Wanneer ons swaar kry, is ons probleme die belangrikste, né? Weeg dit tog die swaarste. Kry dit die meeste aandag. Kom dit die meeste by die Here uit. By koning Dawid is dit net die omgekeerde. Dis die Here se goedheid, sy getrouheid, alles wat hy gedoen het, wat vir hom so swaar in sy lewe is, so pertinent, so kardinaal, so voorop alles, dit kom uit. En dit is in sigself iets besonders, want dit gebeur nie deur net, kom ons sê nou maar in Christelike lewe te lei nie. Dit gebeur nie net as ek gereeld die Bybel lees, in kerk toe gaan nie. Dit is 'n lewe wat jou daarby uitbring. Daarom hierdie Psalm in 'n latere gedeelte van Dawid se lewe. En ons gaan nou ontdek, wat is dit? Wat op aarde het hierdie man gebring, dat wanneer hy in 'n absolute krisis is, 'n krisis is, en Dawid se krisis, my broer en suster, was dat sy lewe op die spel was. Dat hy, as hy uitkom by sy lewe wat op die spel is, help my Here, anders as ek dood, dat hy steeds nie begin daarby nie. Hy begin nie daarby nie. Hy sê, Here, U is so goed, U is so groot, U is so wonderlik, U is so getrou. Wat bring hierdie man by so 'n plek uit in sy lewe? Na U, Here, hunker ek. Dis waar hy begin. Op U vertrou ek. Laat my vyande nie jubel nie. Hy begin uit op dit wat die Here vir hom beteken. Hy hunker na die Here, 'n sterk woord. Om te hunker is om baie sterk te verlang. Ek verlang na U, Here, nie vir die oplossing nie, maar oor wie U is, oor wat U in my lewe gedoen het, nie oor vandag nie, oor die verlede. Ek hunker na U. Ons moet gedagte hou, ons kyk na hierdie Psalm, my broer en suster, wat steek alles agter dit? Dis 'n Psalm wat 'n mens wil stop en nie aangaan nie. Jy wil stop en uitvind, hoe kom die persoon nie by uit? Hoe Dawid daarby uitgekom? Sy lewe vertel hy vir ons, dis die persoon in die Ou Testament, behalwe die Here waarvan ons die meeste weet. Hy vertel vir ons toe 'n jong mannetjie was, het hy die skape, die vee van sy pa opgepas, en dan vertel hy vir ons, het daar van tyd tot tyd, soos die geval was, daardie tyd vir die mense wat in daardie tyd gelewe het, het die wilde diere vee gevang. En daardie wilde diere is nie soos vandag jakkalse nie. Dit was leeu's en bere wat kom skape soek het. En dan sê hy vir ons, het die Here daai leeu en daai beer in sy hand gegee. 'n Jong man wat 'n beer doodgeslaan het, 'n jong man wat 'n leeu doodgeslaan het. Ek weet nie van jou nie, maar dis iets wat ek nog nie van gehoor het nie. Dis 'n wonderwerk. Ons word vertel in die Ou Testament van Israeliete wat leeu's en beer op hulle eie doodgemaak het. Maar dit vind ons interessant in 'n lys in die Ou Testament van Israeliete wat heroes was, helde was, die sterkste manne in die Israelitiese leer, die manne wat die meeste eer gehad het, dan jy 'n lysie, dan jy die manne wat 'n bietjie minder eer gehad het, nog 'n lysie. En dan word vir elkeen van daai handjie vol Israeliete vertel, maar hoekom het daai persoon soveel eer? Hierdie het die meeste eer gehad, hy 300 Filistyne doodgeslaan op sy eie. Daai in die tweede meer gehad, en dan lees ons, die perd het op 'n winterdag in 'n kuil afgegaan en 'n leeu doodgeslaan. Maar dis 'n groot man, dis 'n sterk man, dis 'n soldaat gewees, nie 'n jong mannetjie wat die vee oppas. Daar het hy van kleins af wat geleer? God doen wonderwerke. Hy doen wonderwerke van kleins af. Dit was maar nie die begin. Hy word koning, voor hy nog koning word, lees ons van Dawid en Goliat. Nog 'n wonderwerk. Dan leer ons, hy word ontbied deur die eerste koning in Israel se geskiedenis, koning Saul. Hy moet vir hom op sy harp kom speel. Die Here het 'n bose gees gestuur van tyd tot tyd, en dan daai man van sy kop af geraak, en as iemand vir hom musiek speel, dan bedaar hy. En daar sit Dawid en hy speel vir hom musiek om te bedaar. En wat doen koning Saul?
Hy vat sy spies wat langs hom gestaan het en hy probeer vir Dawid doodgooi. In elke slag koes hy. Elke slag help die Here vir hom, bly hy aan die lewe. En dan word hy aangewys deur die Here as koning. En wat gebeur? Hy gaan sit in Jerusalem in 'n pragtige paleis met baie geld, lekker kos, baie eer. Nee, broers, hy word 'n vlugteling. Koning Saul hoor daarvan en hy wil die man doodmaak. Hy stuur sy leer agter Dawid aan. Dawid moet vlug vir sy lewe. En dit het plaasgevind aan die gang gewees vir 3-4 hoeveel jaar. Elke slag draai Dawid by die dood om. Is dit die Here wat ingryp om hom te red? Wonderwerk, 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 wonderwerk. Hy het nie van die Here net gehoor omdat ma en pa vir hom vertel nie, broer en suster. Hy het die Here ervaar. Hy het die Here ervaar. Sy geloof, sy vertroue op die Here is gevorm nie deur preke nie, maar deur ervaring. Baie ervarings van baie reddings, baie wonderwerke het hy die Here leer ken as liefdevol en getrou. Deur soveel gevare en swaar kry, het die Here se liefdevolle trou, sy almag, sy getrouheid vir Dawid se getrouheid in die Here gevestig en gevorm. Daarom is hierdie psalm eintlik 'n psalm wat vir ons Dawid se verhouding met die Here aan die groot klok hang. Want dis wat agter alles steek. Dis die fondament van alles wat hy opbid. Dit is waar hy oor alles hy vra. Dis waarop hy alles staat maak. Dis daar die verhouding wat gevorm is met die Here. Kom ons kyk dan die res van die psalm net baie vinnig. My God, op U vertrou ek. Laat my tog nie beskaamd staan nie. Laat my vyande nie oor my jubel nie. Hy verlang na die Here. Hoekom? Omdat hy op die Here vertrou. En hy moet op die Here vertrou want hy's nou in die moeilikheid. Want dan sê hy, Here, laat my vertrou op U tog sigbaar wees vir almal. Laat dit tog werk. Laat hulle dit sien. Laat dominees vir honderde en duisende jare hieroor preek en vir lidmate daarvan vertel. Maar hy het nie daarvan geweet nie, nê? Ou Dawid. Ja, niemand wat op die wag sal beskaamd staan nie, vers 3. Maar hulle wat sonder rede ontrou is, sal beskaamd staan. Hy hou aan met die woord beskaamd. Met ander woorde, wat hy vir ons vertel, is as jy op die Here vertrou, dan word jy nooit in die steek gelaat nie. As ek in die steek gelaat word, op iemand wat ek vertrou, dan is ek beskaamd. Dan is ek jammer. Dan byt ek die spit af. Hy sê, nee, ek vertrou op die Here, want ek het 'n rede daartoe. Maar, as jy ontrou is aan die Here, het jy nie 'n rede om 'n vastigheid om die Here te vertrou nie. En dit is die lot van baie mense, broer en suster. Hier's baie honderde, duisende, miljoene mense in ons land, in die buiteland, wat op die afgelope jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, ophou kerk toe gaan. Hulle versaak hulle geloftes aan die Here. Hulle het beloof en die Bybel sê, jy mag nie in die Here beloof, jy moenie eerder beloof en nie doen nie. Nou kom die swaar tye. Nou kom die afdankings. Watter swaar tye ook al. Want as jy nie onder die Here se hand is, my broer en suster, van seëning en bewaring nie, dan word jy blootgestel aan net jou eie sekuriteit, wat jou nie kan help as iemand aan jou vasry nie. Wat jou nie kan help as hulle jou iewers in 'n stad bykom in jou aanrand of besteel nie. Moenie ontrou wees nie, want as jy nie ontrou is aan die Here nie, sal jy nooit weifel in die sekerheid van sy sekuriteit nie. Dawid se afhanklikheid, my broer en suster, skyn vir ons deur. Hy spesifiek uit die Here nodig. Die Here se almag. Hy vertrou die Here vir eie oplossings, vir sekerhede, want hy kan nie staat maak op sy eie oplossings, sy eie sekerheid, onafhanklikheid of iemand anders nie. Hy probeer nie met die Here onderhandel in dit alles nie, broer en suster. Hy gee net aan die Here eer. Hy is besig om heeltyd vir die Here te erken vir wie die Here is. Hy fokus op die Here se karakter.
Nou kom ons by verse 4 en 5. Maak u paaie aan my bekend. Leer my u weë, lei my deur u waarheid. Verse 4 en 5. Hier is 'n wending. Hy het nou verkondig eers hoe goed die Here is, hoe hy in die Here sug na hom, hoe hy nie beskaamd sal staan nie, hoe hy rede het om die Here te vertrou, hoe die Here niemand in die steek laat wat op hom vertrou nie. En nou heeltemal iets anders. Maak my u paaie bekend, bedoelende, laat ek weet hoekom u die besluite neem wat u neem. Hoekom besluit u dit? Hoekom doen u dit? Leer my u weë, u optrede, lei my deur u waarheid. Hy wil weet van die Here. Hy is nuuskierig oor die Here. Hy wil meer weet van die Here. Dink 'n bietjie daaraan as jy in daai man se skoene was. Jy lewe deur een wonderwerk na die ander. Jou lewe in gevaar, jou gesin in gevaar, jou inkomste in gevaar, jou toekoms in gevaar. En die Here voorsien elke slag en elke slag. Jy het met die man en die persoon getrou, met wie jy getrou het, omdat daai persoon 'n goeie persoon was. Jy wil meer van daai persoon weet. Ek wil jou beter leer ken. Jy's 'n goeie persoon. En deur daai persoon se goedheid het jy lief geraak vir daai persoon, besluit om te trou met daai persoon. Dawid loop dieselfde pad met die Here. Hierdie goeie persoon wat so goed is vir hom, wat soveel doen vir hom, soveel voorsien vir hom, soveel vir hom beskerm bewaar. Ek wil meer weet van jou. Vertel my van jou. Vertel vir my hoekom jy dinge doen wat jy doen. Wat steek agter dit alles? Hoe is jy? Ek wil meer weet, want jy is 'n baie goeie persoon. Vertroue, afhanklikheid gaan oor na begeerte van kennis van die Here. Nou is hy nie by sy krisis nie. Ek hoor niks van 'n krisis hierson nie. Maak my u paaie bekend, leer my u weë, lei my deur u waarheid. Kan u sien die gewig van die Here in hom? Die oorwig van daardie goedheid van die Here te vergelyke met die krisis. Die oorwig van die goedheid van God in vergelyke met my lewe wat 'n gevaar is. Hoeveel moet die Here nie werklik vir jou wees, dat wanneer jy in 'n lewenskrisis is, jy daarvan vergeet? En dan kom jy uit by, vertel my meer van u. Vertel my weer van u. Hy wil weet, wie is die Here, hoe tree hy op? Die Here se goedheid het hom verlang om die Here as persoon te ken. As sondige mens soek hy die waarheid, want hoe meer hy van die Here se waarheid weet, hoe minder gaan hy sondig. Want hy het agtergekom, as ek sondig, stel ek nie die Here te leer nie, ek stel myself te leer. Hoe meer ons by die Here uitkom, hoe meer vat hy ons hand en laat ons wegloop uit die wêreld van sonde, dit wat my vasbind, dit wat my kop oorheers, dit wat ek van ontslae wil raak. Die Here vat my weg daarvan. Hy wil lewe daarvolgens. Die Here is sy prioriteit. Die Here is sy riglyn. Gee vir my daai waarheid, dan het ek dit wat vir my minder ongelukkig maak, minder laat swaar kry. Dawid se toegewydheid, Dawid se gehoorsaamheid, sy erkenning dat die Here sentraal is in sy lewe. Sy enigste sin en doel, algehele toewyding, want die Here beteken alles, want hy het alles geword vir hom. En leer my, want u is die God wat my red. Hy wil alweer geleer word. Op u wag ek die hele dag. Nou is ons terug. Nou kom ons eers uit by waar ons begin het. Help my Here. Ek het hierdie en hierdie probleem. Hy wil nie die Here moet hom leer, want dit gaan vir hom help om op die Here te wag. Dit gaan sy geloof sterker maak. Dit gaan hom versterk. As die Here vir hom leer, man, ek het nog 30 jaar vir jou wat jy moet lewe. Want hy soveel meer vertroue in die Here. So indirek soek insig ou Dawid na wat ons ook baie keer sug. Here, wat gaan gebeur in die toekoms? As ek hier afgedank word by KP Line, wat gaan gebeur? Gaan ek 'n job kry, gaan ek 'n werk kry? Wat van die ander myne? Almal trek swaar. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? U is die God wat my red. Op u wag ek die hele dag.
Die hele dag praat hy nie net van vandag nie, broer en suster. Die hele dag veralgemeen hy. Ek wag elke dag op U Here, heel dag lank. En hy het gedoen dwars deur sy lewe. En toe word hy koning. Toe is al hy lewensgevare verby. Toe gaan dit goed. Hy's in die kasteel, baie geld, heerlike kos, die eer van almal wat hom eer as koning, die Here se wysheid om goeie besluite te neem. Boeta, toe gaan dit met Dawid goed. En toe keer hy sy rug op die Here. Toe sien hy die kaal vrou bad. Toe gaan klim hy bo op die dak van die paleis. Jy moes nie daar gewees nie, Dawid. As jy op die dak van die paleis is, 'n plat dak, gaan rondloop, gaan jy afkyk rondom jou. Jy gaan in versoeking beland. En as jy eers afkyk na wat hier onder aan jou aangaan in die nag, wat dink jy gaan jy sien, koning Dawid? Jy soek mos nou moeilikheid. Ek sal graag vir hom wil vra. Dit lyk vir my het begin die Here 'n bietjie so eenkant toe skuif na jy koning geword het. Het jy nie die Here se stem gehoor wat sê wag, moenie gaan nie. Moenie gaan nie. En die Satan wat gesorg het dat daar langs die paleis 'n koning is wat bad, 'n vrou is wat bad in sy bad sodat iemand daar kan sien as hy daar hoof van die paleis af en asseblief Batseba, moenie vir my sê jy het nie geweet as jy in daai bad klim. Hoe kan jy nou in daai bad klim en daar's 'n oop venster dat iemand jou van daar bo af kan sien? En hy laat haar man doodmaak en hy trou met haar. En toe ou Dawid, die tweede deel van sy lewe. Die Here se straf, sy oudste seun dood. Hy moet vlug as koning uit daai paleis uitslaan en vlug op per voet. Moet hy vlug vir sy eie seun se mense opstand. Baie swaar, kry op baie jare. Dan kom ons by die toekoms uit. Hy's dood. En dan stuur die Here profeet na profeet, elke slag, as daar 'n nuwe koning aangewys is in Jerusalem, oor die 20 van hulle, stuur die Here sy profeet, gaan salf so 'n persoon, hy's nou koning. En dan gee die Here die boodskap, jy moet 'n koning wees, soos my diensknegt Dawid was. Haai. Twee kante van die lewe. Hy het alles gesien. Maar dwars deur alles het hy aan die Here vasgehou. Gaan lees 'n bietjie wat doen hy wanneer die Here hom straf. Hy trou met Batseba, en wat gebeur met die eerste kind? Word siek. Dodelik siek. En wat doen hy? Hy hou op eet, hy vas en hy bid. Hy hoop die Here gaan daai kind se lewe spaar. Hy bly by die Here, hy hou vas aan die Here. Wees 'n koning soos my koning, my diensknegt Dawid was, want hy was die koning wat die meeste vir my geëer het. Hy was die meeste getrou aan my. Hy was die model Christelike koning, al het hy 'n man vermoor. Hy het omgedraai, hy het hom bekeer. Wat is daar in daai hele boodskap, my broer en suster, wat ons in ons hele lewe nie gaan nodig hê nie? Ek dwaal af. Dink aan die barmhartigheid, Here, en troue liefde, Here, maar dit is altyd van daar. Want dit is altyd van, wat dit is van altyd af daar. Hy sien homself in die lig van die Here se heiligheid teenoor sy sondigheid. Getuig van die Here se karakter. Gedurig kom die Here se karakter na vore. Die Here is barmhartig. Die vorige vers, die Here red. Die Here het trou in sy liefde, sy genade. Die Here is altyd daar, hy's getrou. Vers 7, aan die sondes van my jeug en my oortreding moet u nie dink nie. Dink aan my in die troue liefde, omdat u goed is, Here. Ek het verander, Here, dis wat hy hier sê. Ek is 'n ander mens. Dit wat ek gedoen in my jong dae, het ek berou oor. Dis wat hy sê.
Hy vra indirek vir Here vergifnis vir sy sondes, maar hy vra ook dat die Here hom nie sal straf daarvoor. Vergewe my, as U nie daaraan dink nie, is dit omdat U my vergewe het. As U my vergewe, gaan U my nie straf nie. Hy's bang, wanneer hy swaar kry, vlug vir sy lewe, soos enige ander mens, is U besig om my te straf, Here. Straf U my vir wat ek daar gedoen het. Straf U vir my toe ek jonk was, toe ek dit gedoen het. Ons weet nie wat dit is nie, maar hy praat van die sondes van sy jeug. En hy's bang die Here straf hom elke slag. Daarom red die Here hom vir hom te wys, nee, as ek jou red, wys ek mos vir jou. Is nie kwaad vir jou. Ek het jou sondes vergewe. Ek het jou sondes vergewe. Die Here is goed en reg, daarom leer hy sondaars die pad. Die Here se goedheid. Maar ook hier kry ons nou 'n wending, want nou praat Dawid van mense. Hy praat van sondaars. Dit is nie meer ek en die Here, dankie Here, die Here is goed. Dis nie 'n gesprek tussen hom en die Here. Dit gaan nie oor hulle verhouding nie. Dit gaan oor wat die Here doen vir almal. Almal. Sondaars is almal. Vir almal. Die Here se teenwoordigheid. Hy bemoei hom met mense ten goeie. Hy leer vir die sondaars. Almal leer hy sy pad. Nuwe Testament taal, die Heilige Gees, by elke mens vertel die Heilige Gees, dis verkeerd, dis reg, jy gaan of hemel wel toe. Elke mens, broer en suster, al wat 'n mens is op hierdie aarde, maak nie saak aan watter godsdienst jy behoort, of jy ateïs is of wie ook al. Die Here leer ons sy pad. Hoe werk hy? Hoe werk hy? Die Here leer ons sy pad, en daardie leer die Here vir ons wie hy is. As hy vir ons sy pad leer, hoe hy werk, dan sien ons wie hy is. Want die Here se pad is 'n pad van liefde, genade, goedheid, verdraagsaamheid ensovoorts, als wat ons nodig het. Leer sondaars hoe ons moet lewe, 'n lewe van geloof, van gehoorsaamheid, maar ook dan 'n lewe van geluk. Ons is by vers 9. Mag hy verdruktes lei in wat reg is. Mag hy sy pad leer. Mag hy, dis 'n hoop wat Dawid uitspreek, Here, die mense wat sleg, die mense wat swaar kry, verdruktes, dat hulle reg doen. Moenie as jy swaar kry, verkeerd doen nie. Moenie as jy swaar kry, terugkry nie. Moenie as jy swaar kry, wil weerwraak doen nie. Moenie as jy swaar kry, nie wil verander nie. Dis die slegste ding as 'n mens berading doen en iemand wil nie verander nie. Dis die slegste ding as mens iemand wil help deur berading en daai persoon weier om te verander en wil eenvoudig voortgaan om jou lewe te verwoes soos jy dit gedoen het. Al die paaie van die Here is troue, liefde en waarheid vir hulle wat hou by sy verbond en sy bepalinge. Troue, liefde en waarheid vir almal wat gehoorsaam is aan hom. Troue, liefde en waarheid wat hy vir ons mee gee. Die Here hou, met ander woorde, sê Dawid, aan om te beklei met ons. Ons beklei met die waarheid. Ons beklei omdat ek my waarheid wil hê, nie die Here se waarheid. Ek beklei omdat ek my prioriteite wil hê en nie die Here se prioriteite nie. Ek beklei om dit wat ek wil verkies en wil hê, nie wil tersyde stel vir wat die Here se wil is. Ons beklei met die Here en met sy waarheid. Waarheid is die teenvoeter vir alles wat die Here in ons lewe sien en vir ons iets beter wil gee. Beter wat ek nie kan sien nie. Onthou, die Here se beter en goedheid kan ek nie sien nie, my broers. Dis in die toekoms. Ek kan my dit ook nie indink nie, want dit is meer as wat ek verwag en kan verwag. Die Here gee in sy almag. Die Here gee volgens sy vermoë. En omdat die Here almagtig is, kan ek dit nie in 'n boksie sit en sê, ek het net 'n ander werk nodig, Here. Dan kry ek my ander werk, en 2-3 jaar later sê ek vir die Here, Jesus, Here, ek het nooit besef, as ek hiernatoe kom en hier kom werk, gaan ek dit en dit leer. Gaan ek so en so gelukkig wees. Gaan hierdie en hierdie byvoordele my tref. Hy verbeter ons situasies. Waar sy wil is,
daar verbeter hy ons situasies buiten wat ons verwag of kan verwag, wanneer ons oorgee aan sy wil. Terwille van U naam, Here, vergewe my sonde skuld, want dit is groot. Hy is eerlik. Hy oordryf heel moontlik. As 'n mens die Here sien, my broer en suster, en jou sien in vergelyking met die Here, dan relativeer 'n mens se sondes. Maar in ander woorde, dan sien jy jou sondes soos hulle regtig is. Vir die Here is, nie vir jou nie. Vir die Here is. Want ons vergewe ons wat ons doen. Ons praat dit wat sleg is goed. Ons verminder dit wat sleg is. Ons maak minder daarvan. Soos verskriklik bevooroordeel teenoor onsself. Die Here stroop ons daarvan en objektief wys vir my werklik wat my sonde is. En dis waarvan hy praat. Maar hy praat van meer as dit, my broer en suster. Selfs 'n klein sonde vir Dawid is groot, omdat dit so sleg vergelyk met die goedheid van die Here. As ek so 'n goeie persoon gedurende my lewe, dan besef ek, dit wat ek net effens nie reg doen nie, is net sleg. Dat persoon is so goed vir my. Ek is nie heeltemal eerlik met jou nie. Is dit nie sleg nie, Here? Ek wil heeltemal eerlik wees, want kyk hoe goed is hierdie mens vir my. Vers 10, al die paaie van die Here is trou, liefde en waarheid vir almal besef verbond en bepaling hou. Terwille van U naam, Here, vergewe my sonde skuld, want dit is groot. Wie is die mens wat vir die Here ontzag het? Die Here leer om die pad wat hy moet kies. Leer. Ek dink is die 4de keer wat ons die woord leer kry. Hy beklemtoon ons. Ons moet eintlik wat hy sê is, ons moet leer by die Here. Leer by hom. Bedoelende, laat sy wil geskied. Ek kan nie by die Here leer sonder dat ek dit wat ek leer in my lewe toelaat. So ek moet begin, Here, help vir my. As dan een ding is wat vir jou gaan moeilik wees, is om te probeer om die Here se wil in jou lewe toe te laat. Dis moeilik want ons hou vas aan alles, want alles wat ek vas is lekker. Maar as jy jou lekker prys gee vir jou 'n ander lekker wat jy net nie voor die tyd kan sien nie. Wat jy net nie voor die tyd kan besef nie. Leer. Ons moet vir die Here ontzag hê, om respekteer. As jy dit doen, dan sê die Here, jy wil my in jou lewe hê, want jy respekteer my. Ek sal vir jou leer. Kom ek wys vir jou, wat is 'n beter besluit? En sy lewe verloop voorspoedig, sy nageslag sal die land besit. Die Here sien nie net vir jou nie, hy sien jou kinders. Dis so lekker, my broer en suster. Ek het nou al die voorreg gehad om die pad te stap met kinders wat hier uit is, na kategese universiteit toe begin werk het. En die rustigheid wat ek kan oordra aan hulle, met hulle navraag uit Pots uit en waar ook al, en aan ouers wat bekommerd is oor kinders, wanneer kinders deur 'n moeilike tyd gaan. Vir daai ouers sê, wees rustig. Jy het die Here geëer, jy het die Here in jou lewe toegelaat, jy het 'n belofte gedoen, toe jy daai kind gedoop het, die Here eer dit. Hy gaan saam waar jou kind ook al is. Hy gaan saam vir daai kind se res van sy lewe en haar lewe. Die Here sal vir daai kind, wanneer hy en sy wegdraai van die Here af, terugbring. Dis 'n absolute sekuriteit wat jy nêrens anders kry nie. Jy sal sien as jou kind eendag uit die huis uit is. Die Here neem hulle wat vir hom ontzag het in sy vertroue. Hy vertel vir jou. En sy verbond is daar om hulle te onderrig. My oë bly altyd op die Here. Ons is terug by Dawid. Want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. Ek is altyd afhanklik en ek is altyd die een wat my sekuriteit bou op die Here, want ek het gesien myne werk nie. Van kinds af. Draai een na my en wees my genadig, want ek is eensaam en magteloos. Einde van die Psalm, nou kom ons by sy probleme uit. Eensaam, magteloos. Die benoudheid van my hart is oorweldigend, lei my uit my kwellinge. Hy kry swaar.
sien tog my ellende en my swaar kry raak en vergewe al my sonde. Hy's terug by sondes. Hy's terug by sondes. As hy vrede het dat die Here sy sonde vergewe, het hy vrede die Here gaan hom help. As hy dit nie het nie, gaan hy worry. As hy dit nie het nie, gaan hy wonder. Die Here het my soveel keer gehelp, wanneer gaan hy my nie help nie as gevolg van daai en daai sonde? Hy soek rustigheid. Hy soek berusting. Die Here het vergewe. Kyk na my vyande, hoe baie hulle geword het, hoe fel hulle my haat. Beskerm tog my lewe en red my. Laat my nie beskaamd staan nie, want ek skuil by U. Voorsitter, hierdie verhouding wil vir ons 'n wonderlike spieelbeeld gee van 'n verhouding met die Here. Soveel te leer, soveel waaraan ek myself kan vergelyk, soveel waarmee ek myself kan bemoedig, soveel waar die Here ons elkeen wil aanmoedig om die Here uit ons boksie uit te laat klim. Ons het maar almal 'n boksie vir hom. En net die Here toe te laat. En sê, daar's hy Here. Ek gaan van nou af niks worry nie, ek gaan op U vertrou. Vertrou op die Here. Laat hy jou prioriteit wees. Geef hom plek in jou lewe. Hoe lyk ons geestelike karakter wanneer ons swaar kry? Dis 'n goeie tyd hierdie wanneer jy 'n brief gekry het. Dis eintlik 'n goeie tyd. Dis 'n goeie tyd want jy kan jou verhouding met die Here kan jy nou sien. Waar staan dit? Hoeveel worry ek? Hoeveel is ek bekommerd? Here, ek het 'n gesin. Wat as ek nie 'n werk kry nie? Wat as ek my werk verloor? Dis 'n tyd wat ons aanmoedig om weer vas te maak by die Here. Dit wat die Here vir ons uitnooi en sê, ek is daar, ek het nog altyd vir jou voorsien. 'n Tyd wat ons kan dink aan Dawid en soveel leer uit sy verhouding met die Here. Ons doodloop strate wys vir ons waar ons staan met ons vertroue in die Here. Wys vir ons hoe verknog ons geraak het aan die wêreldse. Ons moet belê in die Here sodat ons ryk is, my broer en suster. Jy gaan dit nodig hê in jou ou dag. Wanneer die een na die ander aspek van jou menswees van jou af weggevat word. Een na die ander al hoe minder afhanklikheid, onafhanklikheid, dan raak jy afhanklik totdat iemand vir jou alles moet doen. Dan is die Here nodig. Dan moet ons daai skat hê, daai fondament hê, opgebou het alreeds. Vertroue in die Here, 'n verhouding met die Here, want dis al wat oorbly. Maar dis ook al wat nooit minder raak nie. Dit raak nooit minder nie. Wat sê die Here vir ons? Ons moet sy begeerte word. Ons sy behoefte, elke dag se behoefte. Nie 'n noodwiel wat ek net seker is, dis daar agter en as ek nood het, dan haal ek daai noodwiel uit. Dan is ek by die Here. Dis nie 'n verhouding nie, my broer en suster. Hy wil vir ons 'n persoonlike getuienis gee, dat ons lewe ook 'n psalm word. As jy vandag moet huis toe gaan en 'n psalm moet skryf oor jou lewe, wat gaan jy vir die Here sê? Hoe gaan jou psalm lyk? Wat gaan jy bid? Wat gaan jou onsekerhede wees? Jou gebrek aan sekuriteit, jou wense, jou drome. Wat sal jou psalm wees? Hoe gaan dit lyk? Die Here wil vir ons 'n oorvloedige lewe gee in ons gedagtes en ons gemoed en 'n volheid daarvan. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir hierdie besondere psalm en die besondere persoon van Dawid. Gesondig soos nooit iemand van ons sal nie deur 'n man se lewe te neem, Here, maar tog en dit alles deur al sy sonde nooit die rug op U gedraai nie, altyd vasgehou aan U, U altyd geëer, altyd vir U gerespekteer. En met die swaar kry en die straf wat gekom het, Here, het hy dit verdra. Hy het dit ervaar, hy het dit aanvaar. Maar hy het altyd gesien agter dit skuil en is 'n wonderlike God wat altyd vir my lief was en altyd lief sal wees. Al gaan ek deur hierdie doodsdal van vrees en vervolging en straf. Dankie dat ons ook so aan U kan vashou. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen.